Dan bid ons saam en ons vra vir die Here om vir ons ore oop te maak en ons verstand helder te maak. Kom ons bid saam. Here, wat 'n wonderlike voorreg om so rondom die woord by mekaar te wees. Here, 'n stokoue boek, stokoue geskrif wat U gebruik om ook vandag vir ons weer te laat raak sien wie U is en hoe U met mense werk. Dankie dat U bemoeienis net soveel jare terug nooit ophou nie. Dankie ook met U bemoeienis vandag met ons. Maak dit vir ons helder asseblief dat ons kan verstaan. Dankie vir U liefde. Amen. Ek het dit goed gedink en skus vir die wat laasweekie was om sommer net so 'n vinnige oorsig te gee net weer ook vir die wat ekstra by is vandag. Ek het geweet daar gaan ekstra by wees dat 'n ou net bietjie 'n breë indruk kry oor die boek wat aan die gang is. Omdat 'n ou nie veel weet van Micha nie, het ek gevind ou kan nie goed maar 'n paar keer hoor. En elke slag as jy hoor, dan verstaan jy so 'n bietjie meer of jy verstaan 'n deel daarvan. Micha is eintlik 'n onbekende profeet. Ons weet eintlik verskriklik min van hom. Hy funksioneer in die agtergrond alhoewel hy 'n baie kwaai profeet is, nê. Hy's 'n Jan Alleman. Hy kom uit dieselfde tyd as Jesaja uit. Hy so 2 jaar na Jesaja. Jesaja was deel van die amptelike profete groep, so hulle was 'n betaalde groep. Hy was sommer net iemand wat geroep is. Hy het in 'n klein dorpie gebly, Morisset, en as hy begin praat, dan sê hy, dit is die woord van die Here. En dan gee hy die woord van die Here soos wat hy doen. En eintlik verdwyn hy agter die boodskap wat seker veronderstel is om te wees, nie. Somme bietjie, ons het laas gepraat oor landkaart en so, somme net om vir julle 'n idee te gee hoe die destydse wêreld gelyk het. Boos daar in die pink gedeelte, julle sien Assirië speel 'n groot rol. Die val van Samaria het in daai tyd geplaas, so die twee wêreldmagte op daai stadium was Assirië en Babylon. Waarvan ons al twee lees wat aan die kant sing. Kyk, as jy nou kyk hierso waar Damaskus, Sirië, Israel en Juda is, hoe klein is hulle eintlik? Nee, as jy dink aan daai destydse wêreld, kyk hoe groot is Egipte, die Arabiese woestyn, maar so Micha se wêreld gaan oor Assirië, wat die bedreiging is, oor Babylon en dan Israel en Juda. Julle sal onthou, Israel was die Noordryk. Ons het met die laaste Bybelskool by die Noordryk stil gestaan rondom Hosea. Die aanklag teen hulle was dat hulle afgode gedien het. Julle sal onthou die beeld van Hosea wat elke slag met hierdie prostituut moes gaan trou met Gomer, met haar gaan nuwe verbintenis aanknoop. As ons dan in Micha lees, het ons laasweek gelees dat die Here kom en hy begin en hy maak eintlik 'n hofsaak. Hy sê die eerste beskuldiging is Samaria. Dit is dan die Noordryk Israel, nee, waar die 10 stamme was. Hy sê julle het die volk Juda verlei. Dit is soos 'n aansteeklike siekte. Die siekte het by julle begin en toe het dit oorgesprei na Juda toe. So met 10 stamme in Israel, die 2 stamme in Juda, en dan as 'n ou so bietjie nader gaan kyk, ek hoop julle kan sien sommer waar Samaria is, daar in die middel, en onder hom staan Bethel, waar die goue kalf was, en dan onder waar die tempel staan is Jerusalem. Mense kan sien dat eintlik is Samaria en Bethel en Jerusalem eintlik baie naby mekaar. Dis amper bure, alhoewel hulle die Noord- en die Suidryk was, het hulle mekaar definitief beïnvloed.
Hier gaan nou heel wat van die name sien. As julle van die name kom soek na die tyd, ek dink dit gaan moeilik wees om hulle nou te kry. Ons het laasweek sommer gepraat dat die Here dan praat oor die dorpe Juda en 'n klomp dorpe noem en sê maar ek gaan vir julle bykom. Omdat julle nie wil luister nie. Sommer net daar is nou moeilik kyk of ek 'n pen hier het wat ek kan wys. Ek dink julle gaan sien nie. Maar by nommer 8 Moreset is waar die profeet vandaan kom. Nommer 8 Moreset Kaf. So dit is waar hy vandaan kom. En dan is daar 'n klomp van die dorpe rondom hulle. Meeste van hulle daarvan lees ons dan in hoofstuk 1 dat die Here sê, maar ek gaan met hulle afreken. So eerste beskuldiging is Samaria, die Noordryk. Tweede beskuldiging is Juda. En dan die derde beskuldiging, hoofstuk 2, gaan ons vandag dan kom, dat begin hy praat hy met die mense wat ryk was, en met die dominees, die priesters. En hy sorteer hulle uit. Goed, sommer net saamvat, Micha was 'n gewone man, hy het geen belangrike agtergrond nie, ons weet nie hoe hy's dood nie, maar onverskillige in gehoorsaamheid. Hy is nie bang om sy woord te sê nie. Ons gaan ook vandag lees, hy's driftig in wat hy sê, en hy gee nie om vir wie hy dit sê nie, hy sê sy sê. Stem van die alleman wat die gewig voel van die korrupte leiers en die kerkleiers. Hy het die opleiding nie, hy praat soos 'n boer, kom met 'n klein dorpie uit, maar hy is oortuig dat die Here vir hom sê, gaan praat met die ouens en hy doen dit met durf en daad. Ons weet amper niks van hom nie, anders Hosea sal jy onthou het ons geweet van sy vrou en sy kinders en hulle se name, terwyl ons eintlik van Micha eintlik baie min weet. Sê hy was tydgenote van Jesaja in die suidryk en Hosea in die noordryk. So dis dieselfde tyd as wat ons praat oor Hosea. Ek het dit vir julle gesê, en sommer dan die verskil wat een gewone mens kan maak. Die volk het maar net aangegaan, hulle het maar net hulle ding gedoen, hulle het nie gedink wat hulle doen is verkeerd nie. Want die priesters het vir hulle gesê, ag, alles is oké. Julle doen goed. En hoofstuk 3 gaan ons lees dat hulle gesê het, as jy vir hulle genoeg geld gee, dan sal hulle vir jou sê hoe goed gaan dit. En hulle sal vir jou bid, as jy vir hulle geld gee nie. Die leiers was korrup. So die leiers wou nie opstand gehad, niemand het niks gesê nie, maar hulle het so onder die tafel gesteel, nee. As 'n ou hierdie boek lees dan en jy maak jou oë toe, jy sal nou lees as hoofstuk 2 lees, dan wonder jy of jy nie in Suid-Afrika is. Nee, wat my eintlik sê niks is niets. Nee. Dit wat 700 jaar voor Christus gebeur het, is goed wat vandag gebeur. Mense is mense en mense bly dieselfde reageer. Die gedeelte sê net, Micha sê net, jy gaan nie daarmee wegkom. Jy moenie dink jy bedink planne en die Here weet nie van as jy korrup is nie. Of as jy 'n dominee is wat alles goed praat, die Here sê hou dop. Ekskuus. Wat ons gaan sien in die boek, oordeel en beloftes wissel mekaar af. Ekskuus julle. Ons gaan dit weer sien in hoofstuk 2 vandag. Hy trap hulle uit, van voor tot agter, en dan skielik, die laaste gedeelte is 'n belofte. Dat die Here sê, maar ek sal julle weer uitlei. Ek sal julle nie vergeet nie. En dan hoofstuk 3 begin hy weer, hy vertel hulle fortuin, en dan is daar weer hierdie stukkie belofte. So dit is kenmerkend. Oordeel en belofte wissel mekaar af. Gebruik baie beelde in die natuur. Ons het laas keer die mooi beeld oor die volstruis, sy brom soos 'n volstruis, nee. So beelde in die natuur, sê afkomstig van 'n klein dorpie Moreset, paar kilometer suidwes van Jerusalem.
Ons het laas keer gewonder oor hoe ver sit. Ek sê 25 km en jy weet, ek sê 50. Ek het 'n ander een gekry wat sê 40 km. So ek kon nou nog nie presies kry hoe ver dit is nie, maar julle. Sy naam is afkomstig van die naam Michaja, wat beteken wees soos die Here. Vir Micha gaan godsdienst baie meer oor as net wat in tempels gebeur. Almal word daarby gesluit, die besigheidsmanne, die dominees, die konings, die regters, die sakemanne. Hy sê dat die Here sien alles raak en niks gaan by hom verby. En jy moet nie dink dat jou godsdienst as 'n sakeman het nie te doen met die Here nie. Sê pas op. Die Here sien wat jy doen. Jy moet nie dink omdat jy preek dat die Here nie weet wat jy doen nie. Sê pas op. Die Here weet daarvan. Sommige Micha 2 vers 6 wat ons nou nog gaan lees, dat die priesters van daardie tyd sê, julle moenie driftig profeteer nie, sê hulle driftig. 'n Mens mag nie hierdie dinge driftig profeteer nie. Belediging sal in elk geval jou niks bereik nie. So hulle het dit vir hom gesê. Moenie so driftig wees nie, man. Jy gaan niks daarmee bereik nie. Wees rustig. Moenie die mense so aanvat nie. Jy gaan hulle net kwaad maak. Maar hy was 'n driftige ou. En hy sê maar dit is hoe ek funksioneer. Goed, ek gaan vir ons dieselfde video wys wat ek laas keer gewys het, sommer net 'n opsomming oor die boek, sommer net 'n inleiding. Dat is almal net op dieselfde bladsy is. Ek gaan vir ons weer wys. Die boek van die profeet Micha. Micha het ongeveer dieselfde tyd as Jesaja in 'n klein dorpie gewoon in die suidelike koninkryk van Juda, wat Moreset genoem is. En die noordelike sowel as die suidelike koninkryke van Israel het lank gelede verdeel en het die verbond met die God van Israel geskend. So Micha het gewaarsku dat God die groot slegte ryk van Assirië sou bring om die noordelike koninkryk te vernietig en Jerusalem te kom stroop. En hy het ook gewaarsku dat na hulle Babylon selfs nog groter vernietiging sal bring. Soos al die profete het Micha namens God gepraat om Israel te beskuldig, of soos wat hy dit stel in hoofstuk 3, ek is gevul met krag, met die gees van God, met oordeel en mag om te verklaar hoe Israel gerebelleer het. En dus verken die grootste gedeelte van hierdie boek Micha se beskuldigings en sy waarskuwings van God se oordeel oor Israel. Maar in teenstelling met hierdie waarskuwings het Micha ook 'n boodskap van hoop gehad oor die hernuwing wat God na sy oordeel sal bring. En as jy saam met ons wegspring met die boek, sal jy sien hoe dit werk. So die eerste 2 gedeeltes van die boek ontwikkel Micha se beskuldigings en waarskuwings teen Israel en sy leiers. So die eerste gedeelte begin met die poëtiese beskrywing van God wat oor Israel verskyn. Net soos hy gemaak het by Sinaiberg, is daar vuur en rook en aardbewing. Maar hierdie keer het hy nie gekom om 'n verbond te maak nie. Hy het gekom om sy oordeel oor Israel te bring vir meer as 500 jaar van rebellie. Micha gaan voort om al hierdie dorpe en stede in Israel te noem, wat die sondebokke vir al hierdie rebellie is. God kom met straf vir hulle. Maar presies hoekom? So Micha begin met Israel se leiers beklei. Hy sê, hulle het ryk geword deur diefstal en geldgierigheid. Hy verwys na die verhaal van Agab, wat die familiewingerd van Nabot in 1 Konings hoofstuk 21 gesteel het. Maar dit is ook omdat Israel se profete korrup is. Hulle is heel tevrede daarmee om beloftes van God se beskerming te maak aan enige een wat dit kan bekostig om hulle te betaal. Nee, sê Micha, God het sy beskerming van Israel onttrek. In die tweede gedeelte van beskuldigings beskryf Micha verder hoe Israel se leiers en profete saam ernstige ongeregtigheid gepleeg het. Hulle bestuur die land deur omkopery. Hulle buig geregtigheid om die rykes te bevoordeel. En die armes word van hulle grond, hulle sekuriteit en hulle hoop ontneem. En dis alles 'n skending van die wette van die Torah, wat dit onwettig verklaar het om grond te verkoop wat aan families behoort, selfs al is hulle arm.
En so vind ons dat God se oordeel die vorm van 'n onderdrukkende nasie gaan aanneem, wat die noordelike koninkryk gaan verower en Jerusalem en die tempel gaan binneval, wat in pyn gelê sal word. Nou, hierdie is baie ernstige waarskuwings, maar hulle is nie die laaste woorde nie. Elkeen van hierdie waarskuwingsgedeeltes word afgesluit met 'n treffende belofte van hoop. So eerste is 'n gedig oor hoe God soos 'n skaapwagter is, wat sy trop, wat die oorblyfsel van sy mense is, gaan red en weer bymekaar maak. En hy gaan hulle almal terugbring na goeie weivelde en weer eens hulle koning word. Die tweede waarskuwingsgedeelte word voltooi deur die beeld op te roep van 'n gereüneerde Jerusalem tempel. En Micha sê dit sal nie permanent wees nie. Eendag gaan God sy tempel verheerlik. Hy gaan dit met sy teenwoordigheid vul en die stad met die oorblyfsels van sy mense vul. So God se doel is om Israel die ontmoetingsplek van hemel en aarde te maak, sodat al die nasies na Jerusalem sal stroom waar God die koning van alle nasies word en vrede oor die aarde bring. Nou hierdie twee slotgedigte van hoop, hulle is baie kragtig. En die volgende gedeelte van die boek ontwikkel dit verder in 'n pragtige ontwerpte reeks gedigte wat geheel en al oor die toekomstige hoop van Israel en die nasies gaan. So ons vind uit dat Israel verslaan sal word na die Assiriese aanval en na Babylon weggevoer sal word. Maar van daar af sal God sy mense herstel en hulle terugbring na hulle land toe. En dan vind ons uit dat die nuwe messiaanse koning uit die nageslag van Dawid na die nuwe Jerusalem sal kom. Hy sal in Bethlehem gebore word en dan in Jerusalem oor die herstelde mense van God regeer. Uiteindelik, in hierdie messiaanse koninkryk van God, sal die getroue oorblyfsel van God se mense daardie seën onder die nasies word. Maar terselfdertyd sal God sy finale oordeel bring en boosheid uit sy wêreld verwyder. Die laaste afdeling van die boek keer terug na hierdie patroon van waarskuwing, gevolg deur hoop wat ons in die eerste gedeelte van die boek gesien het. So Micha ontbloot weer die ongeregtige ekonomiese praktyke van Israel se leiers en hoe dit die land en sy mense vernietig. En hier bied Micha sy beroemde woorde wat opsom wat dit vir Israel beteken om God te volg. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy nederig sal lewe voor jou God. Dit is presies wat Israel nie gedoen het nie. Daarom sal hulle vernietig word. Die boek eindig egter op nog 'n kragtige noot van hoop. Israel word gepersonifieer as 'n individu wat verslae alleen in skaamte sit. Dis 'n duidelike beeld van Israel se vernietiging en ballingskap. En hierdie individu wag op God se genade en smeek God om te luister en te vergewe. Maar waarom? Waarom sou God luister na hierdie goddelose en rebelse mense en hulle vergewe? Wel, die digter bied twee redes. Eerstens, sê hy, oor God se karakter. Wie is 'n God soos U, wat sonde vergewe en rebellie verskoon? Hy weet dat God se genade self sterker is as sy toorn of sy oordeel. En die tweede rede is oor God se beloftes. Hy sê, U sal getrou bly aan Jakob en verbondsliefde aan Abraham bewys soos U lank gelede beloof het. Nou hierdie is die laaste woorde van die boek. Hulle is 'n verwysing na God se verbondsbelofte aan Abraham en sy familie. Al die pad terug in die boek van Genesis. Dat alle nasies God se seën sal vind deur Abraham se familie. Maar om vir die nasies 'n seën te wees, moet Israel eerstens getrou wees aan hulle God. En dit verduidelik hierdie heen en weer tussen oordeel en hoop in die boek van Micha. As God die nasies deur Israel gaan seën, dan moet hy die boosheid tussen sy mense konfronteer en oordeel. Maar sy oordeel lei tot hoop, want God se verbondsliefde en belofte is kragtiger as menslike boosheid. En sy uiteindelike doel is nie om te vernietig nie, maar om te red en te verlos. Of soos die slotvers van die boek dit stel, God verheug hom in verbondsliefde. So, hy sal weer eens barmhartigheid toon.
Hy sal ons boosheid vertrap. Hy sal ons sonde tot niet maak. Hy sal al ons sondes in die diep see gooi. En dis waar die boek van Michaeus gaan. Ons sê dieselfde goed wat ons gesê het met die boek Hosea, dat God het sy volk baie lief. En daarom bly hy waarsku en waarsku. Daarom bly hy nader trek, ten spyte van kwaai en van raas. Is sy doel daarmee nie om sy volk uit te wis nie, maar die doel daarvan is om sy volk te red. Dit is wat ook hier is, En as die profeet kwaai is en met hulle praat, dan is die doel om tot inkeer te kom. Maar as dit lyk of hulle te moedeloos word, dan kom daar 'n positiewe woord van hoop, En as hulle weer moed skep, dan wikkel hy weer, Goed, kom ons lees. Ons trek by hoofstuk 2. Ons gaan lees vanaf vers 1. Wie julle wat onreg bedink, wat kwaad beplan op hulle beddens, teen dagbreek voer hulle dit uit, want die mag is in hulle hande. Die woord wee is 'n woord wat gebruik is by begrafnis, wat gesê het, iemand het gesterf. So in die oorspronklike sou daai woord sommer vir jou sê, hier's moeilikheid. Die ou wat hierdie goed gaan hoor, gaan sterf. Ons kan dit nou nie in Afrikaans so vertaal nie, maar wee. Die ou wat dit hoor sou dit weet. Kyk, hy praat oor die besigheidsmanne. Hy praat oor die ouens wat die mag het. Hy sê hulle bedink onreg, hulle beplan dit op hulle beddens en dan voer hulle dit ook uit. So dis nie ouens wat net maar toevallig verkeerde goed doen of wat maar toevallig nie weet wat hulle doen nie. Nee, sê hierdie ouens is baie slim. Hulle bedink, hulle beplan en dan voer hulle uit. Hulle begeer stukke grond, hulle neem dit af, hulle neem dit in besit, hulle bedreig 'n man en sy gesin, 'n man en sy erfdeel. Wat sê hy daarmee? Dit gaan nie net oor dat mense benadeel word nie en dat hulle verwyk word nie, maar hulle gaan baie stelselmatig te plan. Hulle is baie slim, Hulle begeer dit. So hulle sê ek wil daai grond hê. Hulle neem dit af. Hulle neem dit in besit en dan bedrieg hulle 'n man en sy gesin en sy erfdeel. Ons het nou gehoor dit gaan oor dat die grond mag nooit vervreem geword het van families nie. Maar destyds het dit so gewerk, die ryk is dit net ryker geword en die arm is dit net armer geword. So hulle sou hulle grond koop en dan nie weer die grond teruggee soos wat hulle moes doen. So is amper iets soos wat ons vandag het met die megaplase, die rykes, die groot boere word groter en groter en groter en die klein boere maak dit net nie, die groot boere bly hulle maar net uitkoop. Maar dan die interessant daarvan dat die Here dit sien. Dat dit nie ongemerk by hom verbygaan. En dat die Here sê, maar julle kan dalk niks daaraan doen. Maar ek sien dit. Onthou die profeet praat namens die Here, dan sê die Here, daarom so sê die Here, kyk, ek beplan onheil teen hierdie geslag, 'n onheil waaruit hulle nie hulle nekke sal kan trek nie. Julle sal nie regop kom loop nie, omdat dit 'n tyd van onheil sal wees. Wat op aarde sal dit beteken? Julle sal julle nekkie nie daaruit kan trek nie, dit sal 'n tyd van onheil wees. Ek sal nie regop kan kom nie. Wat dink julle bedoel hy daarmee? Goed, jy gaan nie wegkom daarmee nie, Eerste ding wat die Here sê, jy beplan om ryk te word, maar ek beplan ook iets. Ek beplan onheil. Ek sien raak wat jy doen, jy gaan nie daarmee wegkom nie. Ek beplan onheil teen jou. Jy beplan onheil teenoor die mense. Maar ek beplan, sê die Here, beplan onheil teen jou.
Hy praat hier oor 'n tyd oor ballingskap. Waar 'n onderhoud waar julle nekke nie sou kan trek. Soos 'n mens 'n juk oor 'n bees sit, is mos 'n juk, dan kan hy sy nek nie uittrek nie. Destyds met die ballingskap het dit ook dikwels gebeur, dat sulke jukke oor die ou se slawe se nekke gesit is en dit hulle met daai jukke moet loop. Sê die Here, maar julle moet weet, julle gaan nie wegkom nie. Ek gaan sulke jukke ook oor julle kom. Julle sal nie regop kan loop nie. Nee, want hierdie juk sal swaar wees. Hierdie juk sal nie maklik wees om te dra nie. Julle sal so loop daarmee nie, omdat dit 'n tyd van onheil sal wees. Julle dink julle sal beheer. Die Here pas op. Daardie dag sal iemand 'n spotlied oor julle laat opklink, 'n klaaglied sing. Julle is nou ryk. Maar die Here wag vir julle. As julle uitsorteer nie. Julle het nou mag en julle beplan nou slegte goed. Maar daar kom 'n tyd wat dit verander en dan sal iemand 'n klaaglied en 'n spotlied oor jou sing. En dit sal soos volg klink. Hulle sal sing, dis verby met ons, sal hulle sê. Ons is heeltemal vernietig. Hy vervreem die eiendom van my mense. Hoe ontneem hy my dit? As vergelding verdeel hy ons gebod. So dis wat die mense sal sing. Julle wat so baie grond het, en julle wat dink julle is so ryk en julle is so slim, en julle steel die mense se geld. Sê die Here, maar hulle sal 'n lied sing. Hoe vergelding verdeel hy ons skuld. Die Here sal jou bykom. Jy moenie dink jy gaan wegkom. Goed. Enige vrae so vers, julle by. Dan begin hy praat uit gepraat met die sake mense. Volgende dan begin hy praat met die priesters en die profete van daai tyd. Wat ons weet oor daai tyd dat ons het nou ook gesien dat die profete het maar gesê net wat mense wil hê hulle moet sê. Ons kyk dit ook vandag ook. Dat ons praat net oor die liefde en ons praat net oor alles wat mooi is en wat goed is en dat die Here ons liefhet. Maar ons hoor min oor die oordeel van die Here, nee, dat die Here sê ek gaan vir jou vasvat. Nee, as jy jou lewe nie gaan verander nie, as jy nie ophou met wat jy doen nie, dan gaan ek dit nie dalk nie. En partykeer kry mens dat mense bang is om te sê so spreek die Here. Duidelik Micha is nie bang. Nee, hy sê dit soos dit is. Daarom sal niemand julle verteenwoordig in die geloofsgemeenskap van die Here wanneer die lam deur loting verdeel word nie. Die profete sê vir hom, julle moenie driftig profeteer nie, sê hulle driftig. Mens mag nie hierdie dinge driftig profeteer nie. Belediging sê jou in elk geval niks bereik. Dis wat hy vir hom gesê het. So hy het hulle beledig, hy het driftig met hulle gepraat, ons het laasweek ook daaroor gepraat. Maar dan sê hy, kan dit gesê word, huis van Jakob, is die Here ongeduldig? Of is dit sy dade hierdie? Praat met die priesters, nee. Hy sê, kan 'n mens sê die Here is ongeduldig? Kan 'n mens net goeie goed sê? Of is dit die Here se dade? Vra, doen my woorde nie iemand goed wat op die regte pad loop nie? Maar julle het my volk 'n vyand geword wat teenoor vrede-liewende mense stelling inneem. Julle pluk die mantel van niks vermoedende verbygangers, mense wat uit oorlog terugkeer. Dit gaan oor julle sê een ding, maar julle doen 'n ander ding. Julle sê die Here seën jou. En agteraf kom julle by. Pluk julle mantel af. Julle pluk die mantel af van niks vermoedende verbygangers. Mense wat uit 'n oorlog terugkeer. Mense wat in nood is. Mense met wie dit swaar gaan. Mense wat ontredder is. Mense wat onseker is.
sê hierdie priesters is besig om julle is die leiers, julle is die godsdienstige leiers, maar julle het vir my volk 'n vyand geword. Want julle het nie meer hulle belang in oog nie, maar julle het eintlik julle eie belang in oog. Ons gaan in die volgende hoofstuk lees hoe die kerkleiers wat omkoopgeskenke aanvaar het. En as jy sê die Here gaan my seën, dan gee ek vir jou geld. En nou kom Micha en hy sê nie te veel. Ek gaan dit nie sê nie. En hy vat die dominees en die priesters aan van die dag. Julle verdryf die vroue van my volk uit huise waarin hulle verknog is. Van hulle kinders ontneem julle vir altyd die waardigheid wat ek gee. Maak gereed en gaan weg, want dis nie 'n tuiste hierdie nie. Omdat dit onrein is, sal dit vernietig word. 'n Verskriklike vernietiging. Harde woorde, nee. Iemand iets sê? Ek wil teruggaan na daai vorige stelling wat hy is dit nie wat die Romeinse kerk ook in die middeleeue gedoen het nie, om geld te vra sodat die mense, wat het hulle dit genoem, hulle sonde so goed kan afkoop en kan geseën kan word nie. Ja, dit het deur die eeue gebeur, nie net in die middeleeue nie, dat die kerk gebruik hulle mag en aanhalings tot hulle voordeel. En die oomblik is hulle dade nie meer vredelievende mense dien nie, maar hulle eie belange. As dit vredelievende mense begin skade aandoen. En dit is wat gebeur het, of dit in die middeleeue gebeur het, of dit daai tyd gebeur het. Kerk kan maklik oor geld gaan. Nee, in die eeue het dit baie gegaan oor geld, nee. En oor mag, die hele stryd tussen die Romeinse kerk en die staat, tussen die pausbasis en of die staatbasis, nee. Die oomblik as die kerk sy fokus verloor op God se missie, om mense te help, om vir mense om te gee, om vredelievend mense te help in plaas van om hulle mantels af te ruk. Kan dit maklik gebeur, dis maar wat in Juda ook gebeur het, nee. En omdat niemand eintlik iets daaraan gedoen het nie, stuur die Here hierdie profeet sê vir hulle Hokkai. Maar hulle hou natuurlik nie van hom nie, nee. Hulle sê later vir my, jy's nie eintlik 'n profeet. Jy kan eintlik nie vir ons hierdie goed sê. Maar hy kom en hy vat hulle aan, nee. Ons skryf vandag baie, daar's 'n hofsaak oor kerke wat geld gevra het van mense. Dinge is nou gedebatteer wat ondergee het. Daar's nou 'n groot hofsaak oor en het geld homself in elkaar gemaak. Dus nou, ek weet nie wat se kerk presies is nie, maar sê in Anna steek in die Engelse kerk. En ek dink daar's 2 sake so bedroog is by kerk. Ja. Daar's iemand vertel my was by CAC in Pretoria en maak die deure toe en as jy nie 'n dankoffer gee nie, kan jy nie uitgaan. Nee. Hulle sê as jy nie jou dankoffer gee nie, dan kom jy nie kerk toe nie of jy kom nie uit nie. En daai ou het toevallig nie sy dankoffer, hulle het hom al sy dae gegee nie. Want dit gaan oor geld, nee, dit gaan nie meer oor die boodskap. Dit gaan oor geld. En dit is maklik dat ou daar kom, nee. Dat ou jou fokus verloor, want die geld moet juis gaan vir die weduwees en vir die armes en die ouens wat dit nodig het. Maar die Here sê, pas op, ek sien vir julle. Net soos hy vir die anders. Dankie, jy sê. Okay. Maar die Here sê vir hulle, maak gereed en gaan weg, want dis nie 'n tuiste hierdie nie. Omdat dit onrein is, sal dit vernietig word. 'n Verskriklike vernietiging. Julle dade is onrein. As iemand maar net voortdurend onsin en die leuen versprei,
ek sal vir jou driftig profeteer oor wyn en sterk drank, dan word hy die driftige profeet van hierdie mense. Nee, so miskien moet ek dit dalk nie vertel. Ja, op iets sê oor 'n troue waarby ek gister was, maar gaan dit nie sê nie, want ek het nie was. Goed, so julle hoor die hart van die profeet. Hy sê, man, as ek dan 'n driftige profeet is, sou weet, ek sal driftig profeteer oor wyn en sterk drank, dan word hy die driftige profeet. Nou net 'n grapjie daarop. 'n paar 100 jaar later is die eerste wonderwerk water en wyn. Ek weet anders stel oor die troue. Ek kom daar maar die best man is goed dronk, nee. Soms as ek aankom, kan ek sien hier is op sy eie stasie nie. Nou sê die bruidegom, hou nou op, ek hou jou dop. Hy sê, sag, hou my dop, hou hom net koud. Dink ek. Dis die eerste keer wat ek daai nog gehoor het. So hy draai hom net om soos wat hy wil hê. Goed, so ons hoor 'n driftige profeet, nee, ons hoor 'n profeet wat nie bang is om mense oor sterk drank en wyn en alles aan te spreek nie, nee. Goed. En dan is jy die driftige profeet wat hulle aanvat, wat die besigheidsmanne aanvat, wat die priesters aanvat, die leiers, wat die drankwinkels aanvat. En dan skielik is daar mooi woord dat die Here praat. Kyk, die Here is in die woord, nee. So hy sorteer uit en die volgende oomblik dan sê hy die volgende: ek sal julle beslis bymekaar maak, Jakob, almal van julle. Ek sal beslis die oorblyfsel van Israel by my bring. Ek sal hulle versamel soos kleinvee in 'n kraal, soos trop diere in 'n weiveld. Daar sal 'n moer van mense wees, die een wat deurbreek gaan voor hulle uit. Hulle breek deur en gaan deur 'n poort, hulle gaan daardeur uit. Hulle koning gaan voor hulle uit, die Here is op die voorpunt. Ja, waarskynlik word hier oor die ballingskap gepraat. Julle is soos 'n klomp verdwaalde diere wat leierloos is. Julle leiers gee vir julle slegte inligting, julle leiers bedrieg julle leiers doen nie wat hulle moet doen nie, hulle steel van julle, hulle maak hulle self ryk ten koste van, hulle vat julle grond, sê die Here, maar wag, daar sal 'n dag kom. Hulle sal in ballingskap kom, maar ek sal julle uitlei. En ek sal julle herder wees, nee. Ek sal soos 'n herder sê ek julle bymekaar maak. Ek sal julle versamel in 'n kraal bymekaar sit. Ek sal die poorte oopbreek, ook van ballingskap. Hulle koning gaan vooruit, die Here is op die voorpunt. Ek het hier sommer gedink om Psalm 23, daai deel wat sê, selfs al gaan ek deur 'n dal van doodskade wees, sal ek nie bang wees nie. En die beeld daarvan is dat die herder van daai tyd het vooruitgeloop en dat die skape se name geken. En die skape sou hom volg. So as hy deur 'n diep kloof moet gaan, sou hulle hy nie in die moeilikheid ingejaag het nie. Maar hy sou vooruitgeloop het en hulle sou hom gevolg het omdat hulle sy naam ken. En hy sal vooruitgaan, die poorte oopbreek en vir hulle die pad maak. En hy sal die gevare tot seer. Hulle hoef dit nie te doen. So ten spyte van chaos, ten spyte van die volk wat wegloop van die Here, ten spyte van die volk wat nie vir die Here luister nie, wat nie doen wat hulle moet doen nie, sê die Here, maar ek sal julle terugbring. Ek sal julle weer kom haal. Kom ons hoor gou. Wat dink julle het die eerste lesers geluister? Wat het hulle gehoor? As ons hierdie hoofstuk lees. Kom ons praat gou oor die eerste lesers. Die mense vir wie die boodskap was. Goed, oordeel. Goed. Kom ons
kom ons onderskei hom gou. Wat het die ryk besigheidsman, die priesters wat korrup is gehoor, wat het hulle gehoor? Wat het die Here vir hulle gesê? Jy het moeilikheid. Nee, ekskuus jy wou sê? Ek sê aanklagte. Aanklag. Ja. Jy moet nie dink jy gaan aan my wegkom. Nee. Die Here sê ek gaan jou vyand word. Die Here sê ek gaan vir jou laat wegvoer. Die Here sê so moenie daarmee aangaan nie. Nee, die Here sien wat jy doen. Jy kan nie daarmee aangaan. Goed. Wat sou die ouens dit of die persone gehoor het wat swaar gekry het onder hierdie leiers en dit eintlik nie eens geweet het baie keer nie. Hulle vertrou hulle dink is die ouens wat weet. En dit was eintlik soos 'n klomp skape wat net agter aanloop en hulle loop eintlik in die moeilikheid in. Wat dink julle sou hulle hoor? Goed. Die mense wat so oor hulle is, verander. Goed. Die Here sê hy sien dit raak. Daar is 'n redding op pad. Ek het sommer gewonder of die Here nie dalk die oë oopmaak van daai mense op en kyk waarmee is hierdie ouens besig. Nee. Baie keer ook in ons eie wêreld aanvaar ou dis maar hoe dit is. Mense is korrup. Die land is soos hy is. Die leiers steel geld. Almal weet dit. Almal Maar dit is soos dit vandag in ons land. Ja. Dit word amper die norm. Die grootste deel van die bevolking hulle aanvaar dit. Ja. Hulle voel ontmagtig, nee. Want die ouens wat die mag het, hulle is die ouens wat die goed laat gebeur, nee. Maar hulle glo, ja, dan bring ek nou politiek en laat ons dit maar liewer staan. Onthou, Micha gaan oor politiek. Dit is presies wat gebeur het ook by die voor die hervorming. Dieselfde tipe ding plaasgevind. So hulle het nou die aanhaling wat sê jy moet leer uit die geskiedenis, van die wat nie leer nie, sal dit weer ervaar. Julle weet natuurlik wat is die enigste ding wat ons uit die geskiedenis uit leer, nee. Om dit beter te doen. Dat ons niks uit die geskiedenis uit leer. Die enigste ding wat ons uit die geskiedenis uit leer, dat ons niks uit die geskiedenis uit leer nie. Omdat mense elke slag dieselfde goed oor en oor doen. Soos dit 700 jaar voor Christus waar is. Ons hof vandag is jou maatstaf eintlik vir 'n Christen, vir 'n werklike Christen. Ja. Is wat is die wil van God teenoor wat bied die wêreld my? Ja. En jy moet 'n keuse maak. Dis hoekom ek praat van die smal weg en die breë weg. Ja. Dit gaan net nooit weg nie. Dit het nie weggegaan in die begin van die Bybel nie, dit het lekker gegaan, baie duidelik in die Bybel. En daar word verskillende redes gegee, omdat mense nie 'n ding gehad het om te lees nie. Ons het vandag 'n Bybel. Ja. En daar's geen rede om hoegenaamd te sê, ek weet nie wat is verkeerd. Ja. Kyk, destyds het mense waarskynlik gesê dit is maar dit is. Die leiers is korrup, Ja, niks die van- land is korrup, niks gaan verander nie, wat gaan ek daaraan kan doen? Dis amper iets wat mense vandag sal sê, nee. En dan kom die Here en sê, maar dis nie oukei nie. Nee. En jy gaan nie daarmee wegkom. En gewone ouens sal hoor dat die Here weet wat hulle doen. En dat dit hulle dalk bietjie paraat maak en sê, maar as die Here aan ons kant is, as die Here sien wat gebeur, as die Here hoor wat gebeur, gee dit ou moed. Baie. Ek dink so. Nee. Jy moet nie dink jy gaan daarmee wegkom nie. Daai juk wat jy op mense sit, die Here gaan vir jou 'n erger juk opsit. Hy gaan jou bykom. Jy moenie jou kop breek nie, dit sal gebeur. Kyk maar net na televisie wat gebeur. Ja. Goed, kom ons het op mekaar sê wat het destyds gebeur. Wat hoor jy oor vandag se wêreld? As jy nou hierdie teks na vandag toe vat, wat sal ou vandag kan sê oor 'n teks soos die? Maar dit herhaal. Goed. Herhaling oor en oor en oor.
elke eeu het die goed wat herhaal, nee, so sê niks, enigiets wat ons geskiedenis uit leer, het ons niks daai leer nie. Nee, want daai geslag doen dit, die volgende geslag doen dit, want dit is mense. En die oomblik is daar geld betrokke is daar mag betrokke is, dan steel mense. En hulle is korrup. Maak nie saak van watter geslag dit is nie. Nee. Dat is die dink er was 'n ballingskap vir 70 jaar en tot dit teruggaan en hulle kon weer bou op wat hulle gehoor het deur hulle ouers en grootouers. Ja. En toe hulle maar weer begin, maar dan gaan die wiel maar weer draai en dan begin maar weer. Ja. Die verkeerde doen. Ja. Is mooi hierdie boodskap van hoop, nee. Dat dit sal nie vir altyd so wees nie. Die Here sal dit verander. En ons weet dit het verander. En oor tyd het dit weer verander, nee. Oor 'n uitkoms. En nou besef dan hoe nodig was Jesus Christus, nee, omdat hierdie siklus bly net oor en oor draai, nee. En daarom dat ons as gelowiges die woord van die Here het, dit sê, maar goed, die Here het vir ons 'n ander pad kom wys. Nee, maar God bly besorg oor sy mense en bly lief vir hulle, maak nie saak wat. Karel, maar na die terugkeer van die ballingskap, die ouens daar in Judea, het hulle nog so afgedwaal, of het hulle dit klink vir my so asof hulle redelik baie sterk nou aan die wet vasgehou het. Nou ja, toe is hulle nou eers deur die Grieke en toe nou deur die Romeine oorwin. Maar dit klink so vir my asof hulle nie meer so regtig aan die afgode vasgeklou het, miskien so 'n bietjie aan die Griekse afgode en Romeinse, ek weet nie. Ja. Solank daar 'n goeie leier was. Ja. Maar sodra die leier verloor, dan begin die wêreld al meer. Maar kyk, dit was daar nie meer konings nie. Maar kyk, as 'n ou onthou net dat die 10 stamme in Judea, in Israel, het heeltemal verdwyn. Nee, ons weet van hulle af niks nie. So 10 uit die 12 het net eenvoudig het vermeng en verbaster. Nee. Daar was, en onthou die Here het beloof in Jesaja, maar daar sal 'n loot uitkom en deur die genade van die Here was daai loot altyd daar. Selfs in hierdie omstandighede. Nee. Die koning Hosea sou op grond van dit wat Micha gesê het, 'n klomp hervormings gedoen het. So die konings het ag gegee, veral koning Hosea, hy was 'n goeie koning. Maar in daai tyd was die konings baie sleg. Maar die Here het deur sy genade altyd daai takkie laat hou bly. Maar as jy dink dit was 2 stamme uit 10 stamme wat net en die 10 stamme het net weggebaster. Het net weggeraak, nee. Maar wat ek nou bedoel het, daai 2 stamme, hulle uiteindelik is Jerusalem verwoes en goed, maar dit was nie so seer as gevolg van afgodediens wat hulle vernietig is. Kyk, hierdie goed gaan alles oor hoekom hulle vernietig is, nee. So hierdie profete saam met Jesaja wil eintlik die beeld skep, sê hoekom die ballingskap gaan gebeur en hoekom hy gebeur het. Maar na tyd, en dit is nou moeilik om te praat oor watter tyd, maar die klein profete het maar bly praat met die mense, nee, hulle het nooit heeltemal by reg iets voorgekom nie. Selfs as ou dink in Jesus se tyd oor die Fariseërs en die kerkmense van daardie tyd, hy was die kwaaiste teenoor hulle, nee. So mense het maar altyd bly wegdoen, maak nie saak wat nie. Nee, daar was nooit 'n tyd wanneer die volk regtig suiwer was nie. Dink in die woestyn as Moses hulle lei. Net 'n kort tydjie, dan doen hulle eie ding, nee, dan kom hulle terug. En so was dit altyd, nee, daar kom 'n sterk profeet of 'n sterk koning, mense volg hom 'n rukkie en dan baster hulle weer en dan doen hulle weer. Maak dit sin? Nee. Nee, daar was nooit 'n tyd wat miskien was die Dawid tyd 'n bietjie 'n goue tyd. Omdat hy 'n sterk leier was, maar as jy dink hoe baie mense dood is in daai tyd en hoe baie oorloë en daai goed. Hy was ook maar net mens. Ja. En as jy kyk, sy seun, Salomo, hoe goed het dit in die begin gegaan.
dan kom die verval weer nie. Ja. Met die vroue en die afgode, nee. Ja, daar's net nooit 'n tyd, daar's geen koning wat dit 100% reggekry het nie. Dis maar wie ons as mense is, nee. En daarom het ons die Here nodig, nee, omdat ons maklik ons eie kop volg. Nog iets wat julle hoor. Ons weet ook dat die van Messias kom in person en dit word nie genoem nie. Nee, dat is toch ons gaan dink hoofstuk 3 of hoofstuk 4 staan, 'n gedeelte wat ou baie keer met Kersfees lees, en jy, Bethlehem, kleinste van die dorpies, uit jou sal jy wederkom. Hulle het nou gesien ook, en hy sal die lig bring vir die nasies, hy sal die volke weer bymekaar maak. So ja, reeds in Micha is daar daai voorspelling, en die voorspelling dat hierdie redding uit Bethlehem sou kom, en dat die sterk leier uit Bethlehem sou kom. So ja, daar is so 'n fokus, wat ou eintlik nie kan verstaan, dat die Here daai tyd 700 jaar voor dit al so gesê het, maar wag, hou Bethlehem dop, want uit Bethlehem gaan daar 'n leier kom. Micha sê dit. Dis ook mense eintlik kan twyfel aan Christus as Messias, maar ek meen daai dinge is al lank duisende jare voor sy geboorte al eintlik. Of honderde jare voor sy geboorte. En dit al is gebeur. Ja, en dan sê daar sal 'n tyd wees vir die nuwe Jerusalem, al die volke sal daar bymekaar kom en al die nasies sal so toe stroom, sê Micha. Op die stadium is daar nie meer 'n tempel nie, maar ons weet daar gaan 'n tyd wees vir daar 'n nuwe Jerusalem gaan kom met 'n nuwe tempel. Die Bybel sê vir ons daarvan. Ja, so die goed pas eintlik by mekaar as ou dit lees nie. En Micha help ons daarmee. Goed. Dink ons is klaar. Laaste gedagte, iemand wil sê. Dit is dat hy nie kom ek sê sy stoel gebreek is, dat hy aangegaan het om te praat, aangegaan. Dis altyd aangegaan. Ja. Daar tussen die enigste ou wat almal geskot het, sê jy moet ophou met die boks om te wees as Ja. Wie is hy? Hy kon nie 'n stoelstafie daar uithaal en 'n magic trick daar doen en vir die wys weet hy. Ja. Jy moet wys dat dit is nie seker reg om te kan vertel, dit is net 'n moeilikheid en dit kan gebeur. Ja. Ek weet nie hoe lank tydperk het hy opgetree het. 7 jaar. Nee, hy het die hele tydjie opgetree. Ek het dit nou uitgehaal, ons het dit laasweek gesê, so oor die 50 jaar, as ek onthou. Ja, lang tydjie. So voor die val van Samaria en die val van Samaria, en toe die Assiriërs op 'n stadium Jerusalem beleef, is na hele tydjie amper 50 jaar. Ja. En man alleen, hè? Hy was oortuig, die Here sê, dis wat ek vir julle moet sê. En hy het gesê of hulle daarvan gehou het of nie, nee. Hy was 'n vurige, hy's 'n voorbeeld. Gewone man, Jan Alleman, wat die Here wil gebruik. Het is net interessant in Jona dat hy nou moes gaan om die mense te gaan bekeer in Nineve. En dan net die dag daarna nie, dat is hulle bekeer en dan word hulle verval hulle so in sonde dat hulle vernietig. Ja. Nineve. So interessant hoe daai kaart wat ons in die begin gekyk het, ek weet of julle gesien het dit. Kyk bo by Assirië, is Nineve. Nineve, een van die hoofstede van Assirië, wat die Here sou stuur om die oorlog te maak, nie. Maar dat die Here nie net besorg was oor Juda en oor Israel nie, maar ook oor Nineve. Nee. En kyk hoe ver sit Nineve in die hartland van Assirië. En die Here al weet sy hart vir hulle gehad nie. En die Here se kop is bietjie anders as ons nie. Goed. So maar hoe klein is hierdie Israel en Juda, nee.
klein mensies en dat hierdie groot God homself so bemoei het. Groter as die wildtuin. Ja, hom so bemoei het met hierdie hardkoppige mense, nee. As 'n voorbeeld volk van hoe hy ook homself bemoei met ander mense. Maar in sy visie was Ninive ook. Nie net Israel. Goed, kom ons bid saam. Ons goeie Vader, dankie vir u liefde wat nooit ophou nie. Here, u soos 'n pa en soos 'n ma wat besorg is oor die kinders en wat aanhou met hulle raas en met hulle motiveer en hulle beloftes gee en net nooit ophou nie. Dankie dat u ook met ons nooit ophou nie. Dankie vir u groot liefde ook vir ons. Here, maak ook ons oop vir onderweg, vir die foute van die kerk, vir die foute van onsself, dat ons nie teen u sal sondig nie. Here, ondersoek ons lewens, ondersoek ons harte. Ons wil graag vir u lewe. Ons wil u nie as 'n vyand hê nie. Ons wil graag u as 'n Vader hê wat ons vir ons voorsien en wie ons vashou. Here, ons sien ook hierdie tekens in ons eie land raak, al die korrupsie en so baie mense wat net eenvoudig van die weg draai en hulle eie ding doen. Here, kom tog en gryp in. U wat sê dat niks by u oë verbygaan nie. Dankie dat u dit ook vandag vir ons herinner, dat die bose nie sal oorwin nie oor die lang duur nie. Dat hulle uiteinde is 'n juk wat swaarder is as wat hulle op ander mense lê. Here, gebruik vir ons hierdie week asseblief. Dankie vir u liefde en dankie vir u genade. Amen. Kan ek sommer groot guns vra? Ons het volgende week Bybelskool en dan die week daarna die 10de het ek 'n afnaweek.